Was hy, goeiemôre van my kant af, dis lekker om almal te sien en ook vir die van julle wat aanlyn kyk. Johnny, ek wil net sê ek is bly jy's vanoggend in die kerk. Ek weet hy was 2 weke terug net hier toe ons die video gemaak het hier want Benny en Pierre het gepreek. So maar nee, nie te min. Ons maak vandag klaar met ons reeks Called for More en ek hoop teen hierdie tyd Dis 'n career limiting move, Elske. Ek was baie ernstig. Al hy foto af. Ai. Ek hoop teen hierdie tyd het jy al 'n goeie begrip op hoekom dit so belangrik vir ons is as Christene. Of kan ek die woord vanoggend gebruik, gelowiges? Want ek het dit nou al gesê, dat Christene in Suid-Afrika as Christene, omdat jy nie 'n moslim is nie, omdat jy nie 'n hindoe is nie, omdat jy nie 'n ander geloof aanhang nie, maak dit van jou 'n Christen. Maar ek wil vandag kom praat met gelowige mense. En hierdie reeks wil ons vandag eindig met die gedagte dat jy besef dat Heilige Gees hierdie persoonlike verantwoordelikheid in ons lewe kom gestalte kom vind, dat hierdie persoonlike teenwoordigheid van God het deel geword van ons lewe en daardeur kan ons vandag doen en leef soos wat hy wil hê ons moet leef. En ons het hierdie Romeine hoofstuk 5 vers 5 gebruik as 'n ankerteks deur hierdie hele reeks, hierdie laaste 5 weke en die gedagte rondom wat was juis om te besef dat dit is nie It's not a medal of honor. Dit gaan nie oor om hierdie medalje te kry en te sê, kyk ek het dit en kyk wat het ek bereik en kyk hoe leef ek nie, maar dit gaan eintlik daaroor om te vra hoe leef ek sodat ek ander mense se lewe kan impakteer, sodat ek ander mense se lewe beter kan maak, sodat ek die liefde van God ook in ander mense se lewe uit kan stort. En dis wat Romeine hoofstuk 5 vir ons lees en hy sê die volgende, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy het dit vir ons gegee sodat ons dit verder moet gee. En die boodskapvertaling sê, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgestel wees nie, want hy vul ons lewe elke dag met sy liefde. En hy vul dit met sy liefde, sodat ons dit weer verder kan laat uitgiet, sodat ons dit weer in ander mense se lewe kan vul. Anders raak jy net hierdie opgaardam, hierdie reservoir, en daar's geen vloei uit hierdie reservoir uit nie. En op die einde van die dag, enige water wat stil staan, weet ons word vrot. Sê, dit is hierdie liefde wat hy in ons harte uitgestort het. Hy sê, dit doen hy deur Heilige Gees wat by ons bly. Hy het vir ons gegee. En jou lewe leef jy volgens die standaarde van Jesus Christus. Pierre het nou so mooi gesê dat ons kan nie 'n ander God dien nie, want ons word soos dit wat ons dien. Ons wil eintlik onsself weerspieël en daardeur het God geweet dat ek en jy het Jesus Christus het die Heilige Gees nodig in ons lewe sodat ons soos hy mag word. Kan ek net vandag vir julle sê, niemand van ons hierso kan heilig wees sonder Heilige Gees nie. Niemand. En so al die dames, jou man is heilig. Dis nou 'n goeie plek om amen te sê. As jy voel hy's nie heilig nie, ons het 'n manne-aand wat opkom. Stuur hom. Maar jy's heilig omdat Heilige Gees in jou kom woon het. Dit maak ons heilig en daardeur sien ons dat hierdie skrif ons leer dat God se liefde word in ons harte uitgestort en deur dit het hy naby gekom en hy kom woon in ons, hy het ons kom genees, hy het ons kom vertroos, hy werk deur ons, hy praat deur ons, hy stort al sy wil uit in ons lewe en deur ons lewe en dit is die anker van hierdie hele gedagte, dat wanneer ons hierdie gedagtes na dit kyk, dan besef ons, dit gaan nie net oor die medalje wat jy kan hê en sê, kyk ek het hierdie bereik nie, dit gaan nie
nie net oor die sertifikaat nie, dit gaan nie net oor die status nie, maar dit gaan daaroor dat die impak wat ek kan maak in ander mense se lewe. En daardeur sit ek en jy vandag hier, meer as 2000 jaar gelede, toe Paulus op die einde van die dag later na Christus op die scene gekom het en meer as 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, skryf hy soveel van die Nuwe Testament vanuit 'n posisie waar hy in die tronk sit en hy skryf van jou en my wanneer hy sê, onthou, hy het dit gedoen vir jou, namens jou, en vandag 2000 jaar later kan ek en jy nog steeds die Here dien. Hoekom? Van iemand het besef die gawe wat God vir my gegee het, wil ek graag vir ander gee. Ek wil ander dien daarmee. En Jesus het hierdie beloftes gemaak, maar hy gesê dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan die Trooster, Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Kan die een wat jou storie gaan vat en dit beter maak, gaan nie na jou toe kan kom nie, en daardeur is dit voordelig. En ons het verlede week gekyk dat ons praat oor dit, het ons gekyk waarvan af het gekom, waar het begin, waar het Pinkster gekom, ons het verlede week Pinkster gevier, waar het gekom, waar het begin, en in Handelinge hoofstuk 1, sien ons hoe Jesus vir hulle hierdie belofte gemaak het, ek gaan weg, en ons gaan nou 'n video kyk net rondom dit, maar dan het hy gesê, onthou net, Johannes die doper het gekom om met water te doop, maar die een wat sou kom sal doop met die Heilige Gees, en dan in vers 8 sê hy, en julle sal krag ontvang. Julle sal die krag ontvang om my getuie te wees, nie krag om te kan sê, kyk hoe sterk is ek en ek kan my muscles flex nie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor om ander te dien en dis wat hy kom doen het. En ons het verlede week amazing of die week voor dit Hemelvaart gevier. Juis op grond van hierdie belofte wat Jesus gesê het, ek gaan weg. En ons het so 'n video net om vir 'n bietjie terugvoer te gee om te sien wat daar gebeur het. En hoe dit iemand se lewe en nog baie ander mense se lewe geïmpakteer het. So kom ons kyk na hierdie video en dan gaan ek voort. Spirit, will you come and empower us and help us to worship the Son of God? May you open up our eyes that we may see the glory of Jesus. I pray, Holy Spirit, may you reveal him to us. Speak life into people who has illnesses, sickness, health issues, no matter if it's mental or physical. If that is you, I want you to come to the front to say, God, I'm inviting you in to my health issues. Besluite gemaak vanaand om te sê maar elke liewe element wat oor was my lewe wat nie vir hom was nie, sou ek opgee. En ek het dit opgegee vanaand. En met dit het ek ook gevra vir die genesing vir my longe. Dit was volgende jaar as 'n rook was al 'n probleem met my longe gewees. En ek sien nou juist was daar gewees tot en net halfuur terug. Want hier is krag, is almagtig. Sy liefde is ver meer as wat ons ooit self kan besef nie, tot jy hom ontmoet, tot jy hom leer ken, en besef dat hy almagtig is. Met sy krag is niks onmoontlik. En ek wil net vir ons liewe Jesus dankie. Amen. So hierdie krag wat ons van praat, hierdie Heilige Gees wat ons van praat, is 'n werklikheid. Dis uit iemand se eie lewe uit, wat hy beleef, dis wat hy kom doen het, dis nie 'n stille invloed wat ek 'n geheim in my eie geheimenis kom doen en by my huis net doen en hierdie ervaring doen nie, maar dit het 'n uitwerking in my alledaagse lewe en dis wat ons kom sien, dis wat Heilige Gees kan kom doen in en deur jou lewe en daardeur moet ek en jy ons lewe kom oopstel.
ons harte kom oopmaak en sê, Here, ek wil hierdie lewe leef. Iemand wat sê, ek het die genesing van die Here beleef. Een van die dames wat daar was, het in die tweede diens, het die volgende gesê, sy sê, sy het verlang, kon sy nie in sy arm oplig nie. En een van ons, kan ek sê, normale vennote, wat hierso saam met julle sit in die bank, die mense wat daar sit, het toegelaat dat Heilige Gees deur haar werk, en sy het vir hierdie persoon gebid, en die volgende oomblik sê sy, kyk hier, nou gaan ek begin cricket speel, die Here het my genees. Nou kan iets gebeur, doodnormale mense, dit was nie een van die pastore wat vir haar gebid het nie. So die werklikheid is dat ek en jy moet besef, dis nie 'n stille, geheimsinnige ding wat gebeur nie, dit is 'n realiteit in ons alledaagse lewe, maar ek en jy moet ons toelaat, met God toelaat, om deur ons te kan werk. Ons sien hierdie goed raak, dat hierdie vervulling en die doping van Heilige Gees het gebeur. Toe mense hulle harte oopstel, toe mense hulle gedagtewêreld so een kan sit en sê, Here, dit wat U wil kom doen, gaan ek U toelaat en ek weet dat U dit sal kom doen ver meer as wat ek dink. En Handelinge 10 vers 44 skryf Lukas dit so, wanneer hy verduidelik oor wat gebeur het, nadat Petrus begin spreek het, hy sê, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, terwyl Petrus besig is om te preek, vir mense wat in Cornelius se huis sit, hy sê, terwyl hulle preek, het die Heilige Gees op almal geval, wat die woord gehoor het. So die woord van die Here gaan uit, en die wat die woord van die Here gehoor het, het die Heilige Gees op hulle geval, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, wat die gawes van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Dat die gawes nie net was vir die 12 disippels, wat Jesus se disippels was nie, maar wat later die apostels was, of die 72, wat in die boventrek was, hy sê, dit was nie net vir hulle nie, dit was vir ons almal, en later beleef ons dit so, Handelinge 2 verduidelik vir ons, dat hulle het gaan wag, en die Heilige Gees het op hulle neergekom, die apostels, maar later is dit doodnormale mense, wat die Gees oor hulle geval het, tot die heidene, die nie Jode nie. So wat sê dit vir my? Dat ewen nie Joodse gelowiges, nie Jode wat gelowiges was, het op die einde van die dag Heilige Gees se krag beleef. In die volgende hoofstuk sê dit die volgende, wanneer Petrus sê, kom ek vat julle gou terug na wat vroeër ook gebeur het. Hy sê, en toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval, soos ook op ons in die begin. Die belofte wat God vir ons gegee het, die belofte hoe Jesus gesê het, dit is beter vir my dat ek gaan, dit is tot julle voordeel, en as ek gaan, sal Heilige Gees op julle neerkom, en die gawes sal deur julle kan vloei, maar ek moet weggaan, en toe sê hy vir hulle, gaan wag in die boventrek, en ek het dit verlede week gesê, en hulle het gewag, en hulle het hierdie Heilige Gees ontvang, en dan sê hy verder, in vers 16, hy sê, en ek het die woord van die Here onthou, hy het gesê, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, as God dan aan hulle dieselfde gawes gegee het, soos aan ons wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? Wie is ek? Dat ek nie God kan toelaat om in my lewe te kom werk nie. Wie is ek dat ek God kon verhinder, dat die gawes deur my kan werk, dat ek self die genesing kan beleef, dat ek self hierdie deurbraak kan beleef, dat ek self bevryding kan beleef. Wie is ek dat ek die hele tyd God, jy sien die grootste probleem is hoe ons dink, hoe ons groot gemaak is en al hierdie goed, ons tradisionele konsep van Christendom is die een groot ding wat ons terughou. En Petrus self sê, wie is ek om hierdie goed terug te hou? Hierdie gawes was nie gawes wat net gegee was, sodat hulle beter lewe kan leef nie. Maar hierdie gawes was gegee vir impak. Vir soveel jaar later sit ek en jy in 'n kerk,
En ons het dieselfde ervaring. Hier is 2 getuienisse wat ek nou net met jou gedeel het. Getuienisse van dit wat die gawes kan kom doen en die krag wat saam met dit gaan, die vrymoedigheid wat saam met dit gaan, die vertroue wat ons het in Jesus Christus, toe hy die belofte gemaak het aan ons en sê, julle sal krag ontvang, hierdie dunamis krag wat die Bybel van praat, wat regtig 'n impak sal hê in jou lewe, maar ook rondom jou. Ons weet baie keer wanneer hulle brûe bou of wanneer hulle tonnels bou, dan is dit gewoonlik gebruik hulle dinamiet. En wat gebeur in daai tyd? Daar's oral, is daar gewoonlik bordjies op wat sê warning, explosion. Jy kan nie daar naby kom nie. Nou dink vir 'n oomblik, as Bybel sê daai krag leef in jou, en wanneer daai krag sy expression kry, wanneer daai krag ontplof, dan het daai krag 'n impak op mense se lewe rondom jou. En dis nie hierdie geheimsinnige ding wat net so 'n silent treatment is, wat ek net daar by die huis doen in my kamer, en dan het ek hoendervleis en so, ek beleef die Here nie. Maar dit gaan juist daaroor dat waar ook al ek is, dat ek vir iemand impakvolle woord kan gee, dat ek vir iemand woord van wysheid kan gee. Van die gawes is besig om deur my te werk. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Weet jy wat sê hy eintlik? Hy sê, die dag toe jy verklaar met jou mond dat Jesus Christus jou Here is, of jou redder is, het die Heilige Gees in jou kom woon. En nou laat jy hom toe om jou Here te wees, en die woord Here beteken die een wat keuses maak namens jou, die een wat jou leiding gee, die een wat jou rigting gee. He commands you to do what he wants you to do. Maar baie van ons sê, weet jy wat, ek is nog steeds my eie Here. En ek het nog die Heilige Gees toegelaat om deel van my lewe te word, en so dat ek die lewe kan leef wat hy wil hê ek moet leef. En dis wat Petrus en dis wat Lukas en dis wat Paulus vir ons kom sê, dat in al hierdie is ek regtig op daai plek wat ek eintlik gehoorsaam is. Dis eintlik amazing, wanneer jy verder lees, dan besef jy, hy sê hy het dit vir ons gegee. Praat van die past tense, in die verlede, hy het dit vir ons gegee, sodat ons dit in die toekoms kan gebruik, en wanneer hy daai woorde gebruik, dan sê hy eintlik, dit is in gehoorsaamheid wat jy dit kan gebruik. To obey what he wants you to do, en daardeur kan ek en jy in dit kom leef. Vers 13, kom skryf Paulus so, dan sê hy, en ons is tog almal deur een gees in een liggaam gedoop. Dis hoekom jy hierso sit vandag. Jode of Grieke, slawe of vry mense, en ons is almal met een gees deurdreng. Almal van ons. Duidelik besef ek dat dit wat hy vir ons wil kom sê, is dat die Gees van die Here oor ons lewe kom, maar bring daar eenheid, bring daar, wil ek sê, daar so, ek kan aanvoel in iemand se gees, of ek kan aanvoel tot iemand, want die gawe van die Gees is binne my, en ek kan voel as iemand se lewe nie oké is, en ek kan uitreik, en die Gees van die Here laat toe, dat ek mense se lewe impakteer, maar vir jare was dit, it was always this medal of honor, van dit gaan oor my. En wanneer ons lees oor die gawes, dan is dit duidelik dat die Nuwe Testament ons kom leer, dat in die Ou Testament het God gawes gebruik vir 'n spesifieke taak, vir 'n spesifieke oomblik, op spesifieke mense, het die Gees van die Here op hulle neergekom. Maar wanneer ons die Nuwe Testament lees, dan kom ons agter, dit was nie vir spesifieke mense, vir spesifieke take nie, maar dit was vir alle gelowige in elke dag se lewe. En vir ons kan dit doen. Ek wil jou vra om in jou eie stilte tyd, gaan lees Romeine hoofstuk 12, gaan lees 1 Korintiërs hoofstuk 12, 13 en 14, tyd om breek om by alles stil te staan, gaan lees Efesiërs hoofstuk 4, want baie mense dink aan geestelike gawes as net hierdie status, maar gawes is juist dit, die Bybel is eintlik so mooi, en ek dink hier is waar Afrikaans so 'n bietjie Engels se boodskap. Van in Engels praat ons van gift. En 'n geskenk is gegee vir iemand, want ek het aan jou gedink. Jy weet, jy gaan winkel toe, dan koop jy 'n geskenk vir jou vrou, of een van die dae is dit Vadersdag, dames onthou dit,
So jy gaan winkel toe en dan gaan koop jy in die winkel of online vir van julle, en terwyl jy hierdie online shopping doen, dan het jy jou man of jou vrou in gedagte. Dis waaroor dit gaan. En alles gaan oor hulle, en dan gee jy vir hulle die geskenk, en dan ontvang hulle die geskenk, en is amazing, die eerste ding wat jy doen, is jy haal die prys af. Okay, as julle gewonder het nie. Want die ontvanger van die geskenk bepaal die waarde van die geskenk. Maak nie saak hoe duur daai geskenk was nie. Maak nie saak hoe goedkoop hy is nie, die persoon wat hom ontvang bepaal die waarde van hierdie geskenk, en net so kan ek en jy besef, in die woord leer ons dat die geskenk wat ons ontvang het, is nie 'n geskenkie, hy praat van 'n gawe, dit is nie iets tasbaar, soos 'n stoel, of 'n iPhone, of 'n kar wat jy kry nie, maar dit is 'n genadegawe wat vir jou gegee is, nie tot jou nie, maar vir ander. 'n Geskenk is gegee vir jou, tot jou, maar 'n genadegawe is gegee vir jou, tot ander. En daardeur is dit die Gees wat sê, hoe dien ek ander, hoe help ek ander, hoe vloei hierdie gawes deur my, en ek wil hê jy moet saam met my hierdie volgende hoofstuk lees, hoofstuk 12 vers 4 tot 7, wat die volgende sê. Hy sê, daar is wel verskeidenheid van genadegawes. Hoor hierdie. Hy sê, maar dit is dieselfde Gees. Hier's verskeidenheid van opinies wat hierso sit. Hier's verskeidenheid mense wat anders reageer, en die van hulle wat aanlyn kyk, nog minder. Ons het almal die verskeidenheid. Hy sê, maar dit is dieselfde Gees, en daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. As jy wil bedien deur die Gees, moet jy toelaat dat Jesus Christus die Here wees van jou lewe. Dieselfde Here. Hy sê, en tog is dit dieselfde Here, en daar is verskeidenheid van werkinge. En dan wat sê hy? En tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog wat nuttig is. Vir baie mense is dit hierdie Medal of Honor, want weet jy wat 'n Medal of Honor sê? Ek het net die gawe van genesing, ek bid vir mense en hulle word genees. Maar dan kom 'n persoon na jou toe en sê, hoorie, ek weet nie, ek het hierdie besigheidsbeginsel of hierdie besigheidstransaksie wat ek moet doen, en ek weet nie, hoe gaan ek dit doen nie. Sê, hoe kom ek bid vir jou vir genesing, want ek het die gawe van genesing. Ek het nie nou genesing nodig nie, ek het nou wysheid nodig. Ek het 'n gawe van wysheid nodig, en 1 Korintiërs 12 sê vir ons waaroor dit gaan. Romeine 12 leer ons hierdie goed. Dit gaan daaroor dat dit wat op daai spesifieke oomblik nodig is. Nou Paulus skryf ook, dan sê hy, die beste gawe van al hierdie is profesie. Maar weet jy wat ek al agtergekom het? In my eie wandel, om afhanklik te wees van dit wat die Gees se werk in my en deur my lewe, is op daai spesifieke oomblik, wanneer iemand iets nodig het, wanneer die Here regtig iets wil doen in mense se harte, dan vra ek, Heilige Gees, wat wil U kom doen? Nie hoe Llewellyn voel nie. Wat wil U kom doen in hierdie mense se lewe? En baie keer is dit 'n woord van wysheid. En dan stap ek af weg en dink ek, ek is slim. Maar as dit nie Llewellyn nie, dit is die gawe van die Gees wat deur my vloei. En baie keer is dit genesing, dan moet ek bid vir iemand vir genesing. En baie keer is dit al hierdie verskillende gawes, maar ek moet op 'n plek kan kom waar ek sê, Here, dis wat U wil doen, want U is die Here in my lewe. U is die een wat hierdie goed kom laat gebeur. En dis hoekom Paulus dit so skryf in Korintiërs, wanneer hy vir hulle sê, die belangrike deel van alles hierdie is om te besef, dit gaan oor liefde vir ons medemens. Gaan oor die liefde. Dis 'n intentionaliteit wat saam met dit gaan, om te besef, ek wil liefde nastreef. Hoor gou die hele laaste slide, hoor net hierdie. In 2 Korintiërs, heel laaste slide, sê Paulus hierdie volgende. Hy sê, pursue this love with eagerness and make it your goal. Maak dit jou doel in die lewe, om liefde na te streef. Hy sê, maak dit jou doel in die lewe, om te besef, ek is geroep om te dien.
Maak dit jou doel in die lewe om te sê, Here, dit gaan nie vir my om die Gees te ontvang nie, maar dit gaan daardeur dat ek mense kan dien. Hy sê, maak dit jou doel in die lewe, en dis wat Paulus eintlik later uit die tronk uit vir Timoteus kom skryf, wanneer hy vir Timoteus kom skryf, in 2 Timoteus hoofstuk 1 vers 6 tot 7, dan sê hy hierdie woorde vir hom. Hy sê, dit is waarop ek jou daaraan herinner. Timoteus is hierdie jong leier, wat hierdie gemeente gaan kom lei. Nou sê Paulus, ek skryf uit hierdie tronk, hy's besig, Paulus hy wag daarop om gehang te word of gemartel te word, en hy's klaar skuldig bevind, en hy sê, ek wil net hierdie woorde skryf aan hierdie ou wat ek tot die Here gelei het, en hierdie leier wat nou hierdie pad gaan stap, 'n doodnormale ou, wat op bekering gekom het, wat die roeping wat die Here op sy lewe het, hy met hierdie krag kan beleef in sy lewe. Hy sê, ek wil net vir jou dit sê. Ek herinner jou om die geestelike gawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur aan te blaas. Want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en selfbeheersing. Hy sê, my begeerte vandag, vir jou Timoteus, my begeerte vandag, Llewellyn Wenaar se begeerte vir elkeen van julle, is om jou hart oop te maak en te sê, Here, ek onthou, daar was 'n tyd in my lewe dalk toe iemand sy hande op my gelê het en ek is vervul met die Heilige Gees. Maar daar was ook 'n tyd terwyl ons hier gesit het en dis wat Petrus kom sê. Hy sê terwyl Petrus gespreek het mense, het die Heilige Gees op hulle geval binne in die kerk by 'n oomblik soos hierdie. Nie net soos hierdie nie, maar kan ek net dit sê, in 'n oomblik van in iemand se huis, in jou selgroep, in jou citygroep, waar julle by mekaar is dit die plek, in die oomblik waar julle die Here kan vertrou vir Heilige Gees se gawes om deur jou te kan werk. Hy sê dit is daar wat goed gebeur het. Hy sê ek bid dat jy hierdie geestelike gawe wat God aan jou gegee het, toe ek die hande op jou gelê, dat jy dit moet aanblaas. Julle weet waarvan praat ons. As jy dalk harties hout koop en hulle sê vir jou, dit is Schicklbush en dit kos R8 'n sak, dan weet jy gaan daai vuur moet aanblaas. Want hy is 'n slangetjie hout, hy maak so die hele tyd. Jy gaan hom moet aanblaas, net om aan die gang te kom. Nou Paulus kom sê nie vir Timoteus hier, sy geloof is swak nie, hy sê nie dit nie, hy sê, ek kan sien jou geloof is daar, hy sê, maar ek weet, jy gaan dalk nie in staat wees om seker goed te doen nie. En hoe meer ek hierdie lees, van Timoteus, toe besef ek, hierdie ou is nie in staat om te doen wat hy doen, as dit nie die krag van Heilige Gees is nie. Hierdie ou wat hier voor sit, Peer, is nie in staat om dit te doen nie. Ek meen, Ellen en Ivy, wat vir jare in bediening was, sou dit nie doen as dit nie vir Heilige Gees was nie. Ons kan dit nie doen sonder Heilige Gees nie, en ons is doodnormale mense, nes jy, en nou sê hy sê, die Engels sê dit so mooi, it's an intentional pursuit. Die New King James Version, sê die volgende, hy sê, therefore I remind you to stir up the gift that is within you, which you have received through the laying of hands. Wat ek vir jou gegee het, hy sê, roer, dan moet 'n roer wees in jou hart en in jou gees, iets moet gebeur. Jy het dit ontvang, maar dat kan nie net daar wees nie, dan moet lewe begin plaasvind in jou lewe. Die ander vertaling sê dit, stir up the gift. 'n ander vertaling sê, fan to flame. Ek gee nie om hoe jy dit doen nie, al het jy daai blaassakkie, ek hoor nie of jy jou vrou se skoppie gebruik en na staan nie.
Ek worry nie of jy 'n pypie het om daar te blaas en wat ook al nie. Dit gaan nie oor die method nie, dit gaan oor om bewus te raak en te sê, Here, ek besef, hier's 'n gawe in my. Ek besef, U het dit al in my lewe gedoen, maar dit is tyd vir my to fan to flame. Die ander vertaling sê, keep ablaze the gift, rekindle the gift. Dan moet iets gebeur in jou hart en jou gees. En ek wil vandag sê, daar's 'n goddelike ontevredenheid by Llewellyn. Van Christene wat okay is om nie met die Heilige Gees gevul te word nie, wat okay is om nie 'n lewe te kan leef van impak. En ek sê nie vandag Heilige Gees gaan jou persoonlikheid verander. Jy is nou introvert en nou word jy gevul met die Heilige Gees en ewe skielik is jy ekstrovert nie. Ek sê nie dit nie. Hy kan nog steeds jou gebruik in jou introvert. Hy kan jou nog steeds gebruik in jou ekstrovert. Hy kan jou gebruik soos wat jy is. Maar kom ons besef, dit wat ons doen is gevolg van die liefde wat ons het vir mense. En is later in daai selfde hoofstuk wat hy hierdie vir hom skryf, hy sê, moenie die geestelike gawes verwaarloos wat jy ontvang het nie. Hy sê, gee jou volle aandag aan hierdie saak. Werp jouself in jou werksaamhede, sodat almal jou vordering kan sien. Dat almal kan sien, die Here wil iets kom doen. En jy kan vanoggend net sê, Here, hier is ek, laat U gawes deur my vloei. Hier is ek, Heilige Gees, kom, giet U self vir my uit, want it is not a medal of honor. It's a gift of service. Vir my eie familie, vir die kerk, vir my werksomgewing, vir my vriende, vir my selgroep. Ek wil sien hoe U hierdie goed deur my kan laat werk. En ek wil jou vra dat jy saam met my sal staan en jou hande in die lug opsteek en net vir 'n oomblik sal stil raak. Hierdie is 'n realiteit waar ons gesien het hoe dit gebeur het in die Bybel, maar ook 'n realiteit in vandag se lewe. Laat U wil geskied, Here. En laat U koninkryk kom. So wie vra, steek op jou hand daar waar jy is. En raak net bewus van Heilige Gees wat iets in jou lewe wil kom doen. En so Vader, volgend wil ek kom bid vir mense in hierdie auditorium en die wat aanlyn kyk, Here, soos wat U vir Paulus die woorde gegee het om te spreek. Soos wat U vir Petrus die woorde gegee het om te spreek en die boldness gegee het om mense se lewe te verander. En soos wat U vir Timoteus die krag gegee het om lewe te kan spreek en kerk te kan bou en mense te kan lei. Wil ek Heilige Gees vandag bid vir elkeen wat hier is. Mag die Heilige Gees op ons neerval. Vir mense wat aanlyn kyk by hulle huis, mag Heilige Gees op hulle neerval. Mag ons die krag van Heilige Gees beleef. It's not a silent influence. It's 'n krag van redding. It's 'n krag wat U wil laat gebeur in elkeen van ons se lewe. Ons sing hierdie volgende liedjie saam. Wat praat van sy teenwoordigheid in ons lewe.